Dit gebeur dikwels dat ons as predikante mense raakloop wat sê, ek wil niks meer met die kerk te doen hê nie. Die kerk het my seer gemaak. En dit is waar. Mense word deur die kerk seer gemaak. Dis hartseer, maar is ook onvermydelik. Want wat is die kerk? Dis nie 'n museum vir heiliges nie, maar is 'n hospitaal vir sondaars. Dit bestaan uit mense. En mense is gebroke. Maar hier is 'n vraag om oor na te dink. As iemand Giuseppe Verdi se beroemde werk Va Pensiero, die slawe lied uit die opera Nabucco, as hulle dit vals sing of swak speel, wie blameer jy? Jy blameer tog nie vir Verdi self nie. Jy sê nie, Verdi was 'n swak komponis omdat iemand dit verkeerd weergegee het nie. Nee, jy blameer die uitvoerder, nie die komponis nie. En tog wanneer mense die geloof verkeerd leef, wanneer die kerk Jesus vals vertolk, dan blameer ons soms vir God self. Is dit regverdig? As disippels en kerkmense hom al deur die eeue vals uitgevoer het, verraaiers, verloners, swak getuies, is dit nie eintlik nog meer 'n bewys dat ons hom nodig het nie? Jesus het immers mos juis vir die soort mense gekom. Nie vir die perfektes nie, maar vir gewone, feilbare mense soos ek en jy. Die kerk is vol mense wat misluk, struikel, verkeerd dink, kwaad doen. En tog is dit dieselfde mense vir wie God se genade genoeg is. So, wanneer jy dalk seer gekry het, en miskien selfs kwaad is vir God, of vir die kerk, of vir mense se gedrag, onthou dit. Moenie die komponis blameer vir die valsnote van sy uitvoerders nie. Hy bly die een wat die mooiste simfonie van liefde geskryf het. Ek en jy kan eintlik maar net saam met die tollenaar in Lukas 18 vers 13 bid. Here, wees my sondaar genadig. Help my om te vergewe, soos U vergewe. En laat ek nooit U self verwar met die valsnote van U kerk nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons vandag weer tot U kan bid. Dankie dat ons mag weet dat U nooit teleurstel nie. Maar dat U volgelinge, U kinders, dikwels teleurstel. Mense soos ons, Here. Ons verklein neer, verneder mense, maak die verkeerde besluite. En so doen ander dit ook teenoor ons. Gee dat ons nooit hierdie verkeerde optrede sal vereenselwig met U, die komponis van liefde nie. Gee eerder, Here, dat ons soos U sal leer om te vergewe. Wees ons sondaars genadig. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk maar dalk, is daar net iemand daar buite wat vir die komponis kwaad is, in plaas van die uitvoerder. Tot 'n volgende keer.